Ek is Annette Potgieter en ek is 'n Nuwe Testament dosent van die Universiteit van Pretoria. Wat het jou nou opgeval toe jy hier aankom by Gaudien? Die energie, dit is net ongelooflik om mekaar te sien en te sien hoe bly almal is en die vreugde en hierdie ongelooflike gevoel van die Gees is hier en iets gebeur. Kan jy onthou die eerste mens wat jy gesien het? My heel eerste persoon was een van my klasmaats en dit was 'n ongelooflike ervaring om iemand wat ek 10 jaar laas gesien het net weer te kan sien. En wat was die aard van daai gesprek? Waar begin 'n mens? Met 'n groot drukkie en 'n lang tranedal van die feit dat ons eintlik mekaar verloor het en uiteindelik weer vind. En watse ander gesprekke het jy gevoer intussen? Intussen het ek met 'n klomp predikante wat ek van teologie daar onthou, mense met wie ek in die gemeente saam was, mense wat ek sien op Facebook wat hulle doen, wat jy nou vir die eerste keer in persoon ontmoet. Ek het so persone ontmoet en gesien en dit is net ongelooflik om bietjie te begin gesigte by die name te sit en net te praat oor die alledaagse met mense wat eintlik absoluut verstaan waartoe jy gaan en wat jy doen. Wat is daai goed wat jy hierso oor kan praat wat jy nie op ander plekke maklik oor kan praat? Jy kan op enige plek praat. Dit is net die verstaan deel. Dit help dat iemand regtig verstaan dat jy 'n roeping het en dat daar 'n ander manier is wat jy fokus om te lewe. En ek dink dis iets wat intrinsiek hier is. Jy hoef dit te verduidelik nie. Almal weet dit en almal voel dit en doen dit ook. Hoe het jou eie verstaan van roeping verander in jou loopbaan? Jo. Ek dink ek is vreeslik geraak deur Ferdinand Daai se gedagte van hierdie nagdisipel. So ek self is iemand wat die hele tyd vra het en dit is my moeilik om geloof kom nie maklik nie. Ek worstel altyd en ek is altyd besig om te stoei met God. En ek dink hoe meer ek terugkyk dan en oomblikke soos nou wat jy stil raak en kans kry om terug te kyk, kom jy eintlik agter maar God se hand is konstant in jou verhaal nog die hele tyd en plekke waar jy gedink het hierdie is 'n afdraaipaadjie en iets wat jy eintlik kwaad oor was, nou binne perspektief kom jy agter maar dit was perfek waar jy moes wees op daai tyd en jy kom nou agter hoe dit jou eintlik gevorm het en eintlik tog deel van jou roeping was. Wat is 'n nagdisipel? Is iemand wat die hele tyd wonder en worstel en vra. En ek dink ook ek wil eintlik die woord skaam ook gebruik, né? Ek dink jy kom in die donkerte met jou vrae want jy's veronderstel om te weet. Almal het hierdie gedagte van jy het al die antwoorde en veral ook as jy 'n predikant is, jy is veronderstel om te weet. En dit is nie so nie. Mens weet nie alles nie en daar's goed wat jy nie kan beantwoord nie. En dis ook oukei, dis goed. Ek dink jy moet 'n antwoord hê vir alles nie. Soms moet jy net sit en luister. Maar vir my met die nagdisipel gedagte, dis dat jy kan aan die een kant 'n kans kry dat dit in die donker is, dat jy dit kan verdoesel, dat jy nie weet nie en 'n bietjie skaam mag wees vir die feit dat jy nie altyd weet of is waar jy gedink het jy moet wees nie, maar ek dink dis daai is oukei dat jy nie onmiddellik weet en alles kom maklik nie. Wat maak van 'n mens 'n goeie dosent dink jy? Dis 'n baie vraag. Ek hou nie eintlik van die kategorie goed of sleg nie. Ek dink wat maak 'n goeie dosent? Daar's ek dink 'n passie miskien vir wat jy doen, maar ek dink miskien net om te wees, om eerlik te wees. Natuurlik moet jy die tikboksies tik, né? Jy moet weet waaroor jy praat en jy moet jou werk doen. Maar ek dink as jy praat vir mense wat 'n impak maak of iemand wat by jou gaan bly, ek dink dis iemand wat hulle menswees ook met die studente deel. Jy is kundig oor Paulus. Verduidelik vir my die dele van Paulus wat verkeerd verstaan word, dink jy deesdae? Ek dink dat Paulus baie keer gesien word as hierdie absolute rasionele, kognitiewe persoon. En hy skryf fantasties, die retoriek is daar, hierdie ongelooflike manier wat hy het om mense te oortuig, om eintlik te dink soos wat hy dink, want daar's baie mense wat rondloop. Maar die ding wat Paulus vir my so belangrik maak, is dat ons begeer die passie en ons begeer die feit dat hy ook emosioneel raak. En daai kant dink ek baie keer die reformatie 'n bietjie weggeskuur. En dan verloor ons hierdie en is ook hierdie gedagte van Paulus as hierdie held. Hy's altyd besig om te wen. En dis my 'n problematiese kategorie as jy na Paulus kyk want
Hy is eintlik absoluut besorgd die hele tyd, maar het jy gehoor van Jesus? Wie verstaan jy die kruisiging en die opstanding? Dis om die kruks die hele tyd. En daai proses van doodgaan en opstaan is vir hom absoluut kardinaal dat jy onmiddellik daarmee begin en dit is 'n lewensveranderende ding. Ek spot altyd van soos 'n dieet, né? Dit klink of mens 'n dieet advertensie het, want dit is 'n leefstylsverandering, maar dit is regtig vir hom hierdie opregte oriëntasie, 'n verandering daai. En ek dink as jy verstaan hoe intrinsiek belangrik dit vir hom is, dan maak dit Paulus totaal anders. Daar's 'n dringendheid in sy boodskap, daar's 'n opregtheid en daar's ook 'n persoon wat sukkel en mislukkings het en die hele tyd moet rethink, hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? En ek dink ons vergeet daai deel. Jy lees baie hoe hy praat van hoe hy geslaan word en hoe hy sukkel. Daai stuk vergeet ons maklik en ek dink dit is ongelooflik belangrik om dit terug te bring en te onthou dat jy hom binne sy eerste eeu konteks regtig moet verstaan.